Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel jou storie, deel jou beste dag. Ja, ons is dromers en doeners. Ons praat en ons lag en ons kuier saam. Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Ons sit hierso in Connection Studios hier in Centurion wat vir ons hierdie baie cool spasie gegee het om hierdie podcast te shoot. So dankie Jaco van Connection Studios, maar ons gaan net nou 'n bietjie meer chat oor die studio self. Vandag het ek letterlik die coolste dude wat ek ken hierso by my. En ja, hy's 'n gitaarspeler, hy's 'n sanger, hy's 'n songwriter en letterlik net die all-round cool dude wat ek ken. Verwelkom asseblief vir François Kleinhans, also known as San Francisco. Yes, how's it? Hoe lyk dit? Quentin? Nee, lekker jy. Lekker, ou, lekker. Dankie dat jy kom chat het. Dankie dat jy my gehad, dat jy my hier so het, ou. Ja, yes, ek het so lank, toe ek nou dink aan hierdie podcast en goed, is ek soos, ja, François, jy is een van die ouens wat jy moet wees, ou. Ek sê jou altyd as ek jou sien, sê ek vir jou, Bloos hier so onder. ja, sê ek al, sit 'n bietjie die aircon aan, kry warm. Dan sê ek altyd vir jou, jy is soos een van die coolste ouens wat ek ken, en dit is altyd vir my so lekker om jou te sien, en so om jou te chat, en altyd as ons music videos en goed shoot, jy is net die chillste ou wat ek ken, jy het nooit 'n skewe woordjie te sê nie. Ag nee, Dis wat ek dankie. like van jou. Ja, nee, ek geniet dit net altyd. Ja, ek's bly man. Hoor hierso, so ja, voor ons bietjie chat oor jou en hoe ek jou ken, gaan weer hoor, wat dink jy van hierdie studio waar ons sit? Dis insane, dude. Ja, Dit is regtig next level. Dit is die state of the art gear. ja, En dis 'n mooi studio en dan is dit nog nice mense wat hier werk ook. ja, Nee. nee. Mense kan nie alles kry nie, maar hulle het. Ja, basically alles wat jy kan kry is hier. Exactly. Alles wat daar is om te gee is hier basically, ja. Is net jammer, dis nie 'n koffiemasjien nie. Hier is. Ek weet, ek joke. Soek eintlik Jaco se reaksie daar, maar ek het nie gesien nie. Nee, hier is ons alles, hoorie, dis 'n awesome plek, so dankie Jaco julle. Dit is great en dit is vir my baie groot voorreg om hierdie podcast hier te kan shoot. Maar ja, Franna, dude, voor ons begin, ek wil net gou 'n serious ding agter die rug kry, sodat die mense daar buite net kan weet, as hulle dalk sien ons lyk 'n bietjie nie lekker hier nie. Ek en jy is albei in abusive relationships, maar nie met mekaar nie, Nee. met golf. Ja. Golf abuse my en ek was al by as golf jou abuse. Golf doen nog steeds. Jy hoef nie eens meer by te wees nie. Ja, nog steeds. sure. Sy het nog nie verander nie. Nee. Ek weet nie wanneer maak jy daai call om net weg te stap. Ek weet nie, ek het my girlfriend begin kry om golf te speel ook. So nou is sy nie meer net kwaad vir my te wees nie. O, sy's nou jy kan kwaad vir golf ook. Yes. Ja, dis 'n slim besluit. Dit help my. Miskien moet ek my vrou bietjie kry om saam met my te begin golf Ja, speel. nee, sy soort net uit hou. Ja, Nederig. ja, nee, ek weet nie. Daai love-hate relationship van golf is vir my baie erg. Ek en Frans speel gereeld golf saam en Love it. beste sport in die wêreld, maar dit sak. Ja. Ja, ek haat golf. Eintlik beste sport in die wêreld, maar ons sak. Maar ons sak. Ja. Ons kan eintlik niemand anders te blameer. Ja. Maar ek het jou nie eintlik genooi net om oor golf te praat nie. So dit obviously jy's 'n gitaarspeler. Dis hoe mense jou ken, dink ek, meeste van die mense. Ja. Ek het jou ontmoet. Kan jy onthou waar was dit? Ek wil sê Mustangs Nee, dis nog voor dit. nog voor dit. Selfe dorp, Okay. In die bos? 2019 in die bos, ja. Oh, wise. Ja, jy het vir Caroline Grace gespeel. ja. Concession daarso. Ja. Toe het ek en jy, ons het lekker geconnect daar, ons het eendag op die gras gesit by een van die stages waar jy gejol het en Bino hulle en almal was daar. Yes, man, ek onthou nog. So dis waar ek jou die eerste keer ontmoet het. Maar ja, so en daar is obviously toe ek jou begin jou carrière 'n bietjie volg en ek het jou gaan follow op socials. Toe kom ek nou agter hoe cool is jy actually en hoe lekker gitaar jol jy. En toe het ek jou baie op shows begin afneem Ja. vir 'n ander band wat ons nou voor gaan oor praat. Ja. Maar ek wil eintlik net weet, want ek dink ons mense wat kyk wat jou fans is, wat dalk nie noodwendig van jou history weet nie, en ek ken jou ook nie so goed nie. So waar het jy groot geword in jou liefde vir musiek, daai hele journey? How did that happen? Yes, dis 'n crazy storie wat ek eintlik nog nie eens regtig baie aan tyd gegee het om te dink waar dit vandaan kom nie. My oupa
wat ek nooit geken het en my pa se pa was baie musikaal geweest. Hy is een van ons wat enigiets kon optel en dit begin speel het net dadelik en alles. Ja. So dis insane, maar ek het hom nooit leer ken nie. En my pa het 'n gitaar gespeel op universiteit, so hy het vir my 'n gitaar gekoop as 'n kind, net want dit gaan nou lekker wees as hy dit eendag kan doen. Ja. En toe was ek actually op hoërskool nogals 'n stoere rugby speler geweest. Ek het die rugby beers gehad en al die goeters. En toe ek 16 word, toe het ek 'n bad tackle. Ek het die skramskakel probeer tackle, toe val ek so op my gesig en toe kom my lyf soos 'n skerpioen van agteraf oor. Toe skuif ek 2 nekwervels. Dis in die begin van die seisoen, so ek's uit vir die hele seisoen. Toe bring my pa my gitaar maar vir my en ek myself nou besig hou met iets anders. Ja. En toe by die gou gaan uit van daar af en toe Jeez. raak rugby my ietsie wat ek nie Wat se posisie het jy gespeel? Ek was 'n flank of 'n agste man. Heerlikheid. Daar's minder beserings in gitaarspel as rugby. Baie minder. Ja, klink bietjie harde vingers en bietjie bloed op die vingers. Ag ja, dis nie Maybe, ja. Ja, miskien ook 'n hartbreek, maar verder as dit nie veel nie. Miskien 'n hartbreek. Ja, nie 'n armbreek nie. Ja. 'n hartbreek. Jy kan harte breek met gitaar. Yes. Jou eie hart ook. Partykeer. Okay. Yes, ja, okay, so Suppose. ekskuus, ja. Ja, ek dink as 'n gitaar val breek jou hart. Yes. Ja. Ja, het dit al gebeur? Het jy al 'n gitaar gebreek? Ek het al 'n gitaar nie per ongeluk nie. Nee, ek het al per ongeluk ook 'n gitaar gebreek in 'n gitaarles. Die ding het so teen 'n deur gestaan, toe kom die student in en toe breek die nek af. So jy gee ook lesse? Yes, ek gee ook Okay, lesse. cool. Ons kan 'n bietjie daaroor ook chat. Ek weet nie, ek het dit geweet. Ja, ek het dit geweet. Ja, dis ek mos nie altyd kan Kan golf. golf speel, nee, ja, jy het lesse. Ja. Ja, sien hoe swak is my navorsing hier. Hoor hierso. Okay, so toe obviously was jy beseer, begin jy gitaar speel. Ja, toe begin ek gitaar speel, maar toe vat dit my lewe oor. Toe vat ek sommer musiek as 'n vak by die skool en ek begin in die skoolband speel, elke opening speel ons daarso. En toe van daar af toe na skool, toe gaan swat ek maar musiek ook, of ek het so 'n jaar kursus gedoen. En toe van daar af toe begin die bands en die goeters maar. Jo. Ja. Yes, en wie was jou hoe kan ek sê jou early inspirations toe jy nou begin gitaar speel het? Nou weet jy opgekyk soos famous mense wat ook goeie gitaarspelers was wat ons miskien dalk nie ken nie of dalk sou ken. Ek dink dit was maar die classics gewees in die begin want ek weet my vriende het ook gitaar gespeel, maar ons is in so 'n weird plek want waar soos my vriendegroep was predominantly rugby spelers, obviously. So musiek was maar iets wat doef of iets, daar was nie jy het gepraat oor 'n ou se gitaar sound of die production van hierdie of so nie. So ek het maar na die classics toe eerste ingeval wat maar Jimi Hendrix was en Stevie Ray Vaughan en ek het nog ons baie harde musiek ook geluister, maar ek dink dis nou maar net die tiener era waartoe jy gaan. Bietjie metal. Kwaad vir alles, Toe ek bietjie metal geluister en toe ek daai musiekkursus begin, toe sê die ou wat hy was nie regtig soos 'n lecturer, hy was 'n lecturer, dis 'n baie mooi Ja, woord. lektor, ja. 'n lektor, ja. Lektor, ja. Toe sê hy vir ons metal is cool, maar metal gebruik iets wat mens noem distortion of overdrive. Een van die manne hierso op dit seker al gepraat daarvan. Dit maak die klank baie, maar daai kan nogals jou tone partykeer bietjie wegsteek of jou note wegsteek. Dit is nou al daai geraas. Hoor jy net, maar jy hoor nie eintlik wat jy mis of iets nie. Maar country musiek is soos peer en 'n skoon gitaar en as jy 'n fout maak, hoor almal dit. Ja, so jy moet goed speel. Jy kan nie iets wegsteek aan nie. Toe sê die ou vir my, soos metal is cool, maar country is probably die moeilikste instrument. Die moeilikste genre om te speel of om dit te nail. En toe van daar af toe begin ek Brad Paisley luister en ek begin Chet Atkins luister, baie ou country goeders, want ek het gevoel ek kan eers leer waar hierdie storie vandaan kom voordat mense die nuwe goeders aanpak. En toe, maar nou is maar nog steeds die country greats wat my heroes is. Yes, okay, so jy is obviously dan 'n massive country lover en massive. Ja, en ek weet ook en ons gaan net nou oor praat, maar ek weet vir iemand wat jy speel wat se musiek is ook redelik, daar's baie country elemente in hom musiek. So maar ons gaan net nou daaraan raak. So okay, cool. So jy was inspired deur baie country musiek en daai goed. So dan wil ek nou weet hoe het Glaskas gebeur? Want jy het wanneer by Glaskas begin speel? Ek het Glaskas gejoin in 2010. Ja. So ek het 2008 het ek klaar gemaak met skool, 2009 toe ek by hierdie musiekkursus en terwyl ek daai musiekkursus gedoen het, toe begin ek in 'n kerkband speel. En Glaskas se drummer het saam in die band gespeel. Maar toe is ek al eintlik nou al chommies met die ouens al van hoërskool af. Maar hulle het 'n ander bassist gehad toe. Ook 'n vrek goeie musikant. En toe ek weet nie presies, hy wou gaan regte swat het toe. En toe is die ons okay, want ons het nou vir Christie vorige keer gehad, maar
kom ons kry nou 'n vriend in, want Chris was amper soos 'n audition gewees, het hulle 'n musikant audition, en okay, jy kry die part, jy speel nou in die band. Okay. Toe dink ek, okay, kom ons gaan vir hierdie keer met 'n chommy eerder. Ons draai iemand wat ons nou al lank ken, wat maklik op die pad gaan maak. Okay. Hy moet net invloei, en toe join ek die band toe, Yes. en toe van toe af toe raak het So net jy vals. was vriende met Dion hulle voor jy begin het. Was ja. julle almal in dieselfde skool of? Nee, glad nie. Nee, O. Dion was in Humansdorp op skool in PE of in Jeffreys Bay area. Ja, maar en jy is jy hier van Pretoria? Ja, ek was in Hoërskool Swartkop gewees, hier so in O, Centurion. net hier, ja. Swarties. Ah. Nice. Yes, ja. So dit was toe maar die kerk ding wat eintlik maar alles toe nou so. Ja. Ja. Baie cool, want hulle is obviously, ek kan onthou toe ek op hoërskool was, ek meen Glaskas was massive. Ja, dit was nog ons 'n groot band geweest. Dit was cool geweest om in dit in te kom. Ja. Want ek het nou nog al die harde werk gedoen wat hulle gedoen het om hulle naam op buite te sit nie. Ja. Ek het maar net ingekom en begin massive festivals speel. So dis nou 15 jaar. Dis scary om te dink. Dis lank. hè? Ja. Ja. Is daar enige cool stories wat jy mag vertel? Tour stories wat snaaks is of iets wat funny is wat gebeur het op julle Glaskas toere. Ek weet nie hoe baie. Dus ons het op 'n stadium so vrek baie stories gehad. Ons het probeer dit so onthou deel as mense nou vra. Ja. Maar kan jy nou aan enige een dink nie? Ek weet daar was een storie, maar ek weet nie of dit nou was saam Glaskas of saam met Die ander Demi, persoon, ja, saam met kunstenaar Demi, nie. ja. Maar 'n vrou het een keer om uit te gekom en vir my gesê sy wil my bors voed. Wat die weirdste ding is wat ek al in my lewe gehoor het. Ek weet nie hoe ons daar uitgekom het nie, want dit was uit die blou tyd wat sy dit vir my kom sê het ook. Dis daai is dink ek die meeste ding wat ek ook al gehoor het. Ja, ja. dit is definitief. Ja, baie weird. En maar julle het groot stages gejol, ek meen Glaskas, want, Ja. want toe jy gejoin het was hulle nie dat hulle nie nou cool is nie. Ek bedoel net hulle was 'n groot relevant band, mainstream band geweest. Toe ek Glaskas gejoin het hulle 20,000 followers gehad op Facebook. Ja, Wat vir 2010 baie. massive is. Ja, So dit was cool geweest en toe het ons op 'n stadium oor die 80,000 gehad. eerlik. So dit was groot shows geweest, groot festivals, groot toere. Ja. Daai tyd was er nog MK geweest, so daar was cool sponsors en goeders. Ons het die Avontuur gehad en dan Ja. was die GWM Rocks tour en Ja. soos festivals het nog altyd die meer sekulêre stages gehad. Het julle op die koppie gedoen? Ja, ons het op die koppie 'n hele paar keer Is geweest. het? Ek dink ek was by 8 op die koppies Wow. geweest. As om te jol, Ek het so 4 of 5 gejol en die res was maar net vir participation. net om te sê jy was daar. Ja. Yes. Ek was nooit by op die koppie nie, maar ek is in 'n manier bly ek het dit gemis want ek Ja, weet dis is die beste slegste tyd wat jy in jou lewe sal hê. ja, dit is soos Ja. jy's bly gaan sien toe maar as jy huis toe gaan as jy soos oef, Ja, never again. why did I go? Ja, Yes, so ek is ja. bly ek het dit gemis. Ek dink is soos die ouens wat nou die Iron Man gedoen het nou laas naweek. Ek Ja. dink hulle is ook soos terwyl hulle daar is, hulle soos wat doen ek met my Ja. lewe? En jy Maar volgende jaar April dan skryf hulle maar weer in. skryf hulle in dan vir 'n hoeveel maande het hulle nie 'n lewe nie want al wat hulle doen is oefen en eet reg. Ja, dissipline. Ja, nee, kyk, Iron Man, op die koppie, ek wens ek kon dit beleef, maar ek is bly ek het nie in 'n Ja. manier. En toe ek weet nou nie of ek 'n stappie mis tussen Glaskas, want jy jol nog steeds vir hulle obviously. Yes. Maar jy het toe vir Demi Limore begin speel. Ja. Is daar iemand anders wat jy intussen voorgespeel het? Daar's 'n hele paar mense actually tussenin. Gesession of soos voltyds? Wel, session en voltyd. So ek het soos Glaskas het toe eintlik maar toe MK nou begin, toe hy nou meer vir op die TV is, het toe begin daai hele scene eintlik maar bietjie daal. Ja. Dis toe ek heavy in die teaching in begin inklim het. En toe begin ek vir so een coverband maar net speel en ons het so rond gespeel en Lawrence wat saam met ons golf speel, Ja, Lawrence. was saam in daai band gewees. En toe daaruit begin ek so bietjie vir Arno Jordaan session eers toe. Nice. En toe na Arno Jordaan toe klim ek op Jan Blom se toerbus. What? Toe speel ek saam met Jan Blom vir amper 'n jaar about. Ek het saam met hom gewerk op daai Liefde album. Ek het dit glad nie geweet. Ja, ek het help produce aan dit. En hy het nog ons baie goed gedoen. Ek was nogals trots op Dis daai. 'n great gewees. album daar. Ja. Yes, en daai song is ook mooi, liefde. Ja, it's beautiful so mooi songs daarop. Ja. So ek het toe vir hom gespeel. En toe raak dit bietjie te moeilik want hy het 'n band in die Kaap en 'n band hier en toe sê ek hy gaan nou sy band van die Kaap is bereid om af te vlieg en hier toe kom bly O. om heeltyd voltyd saam met hom te toer. Okay. So ek gaan nou nie kan stry met daai commitment nie. So Ja. toe gaan hulle aan en toe is ek weer vir 'n rukkie los en toe begin ek vir 'n ander kunstenaar speel, Joe F. O, Of jy vir Joe F. ek onthou vir Joe F baie Hou my goed. vas, ja. Ja, Toe speel ek by hom vir vrek lank en toe in daai tyd toe begin ek by Kuleski so in 'n studio werk daarso op Ja. in die tyd van die eerste kontrak 2018. 2018. Ja, Toe okay. is die kunstenaars die hele tyd daar rond
want hulle moet obviously rehearse en goeders doen vir die show. Ja. En toe het Demi 'n show in die Vrystaat. En vir die show het sy 'n hele band geboek. Ja. Maar sy kon nie met haar budget haar band afvlieg nie. Ja. Toe dog sy ek wil sy nou slim dink, kom ons kyk wat is hierso bo in Pretoria, miskien. Ja. En toe kom sy op ons af want sy vra toe nou rond daar by Kuleski, is nou nie enige musikante hier nie. En dit is nou nog terwyl die kontrak Aan die gang is. Ja, sy het nog nie eens gewen of enigiets. Ja, so sy het nie 'n band eintlik. Nee, gehad nie. maar Bart was toe al saam met haar man. Natuurlik, ja. Ja, hy het toe al saam met haar gespeel. En toe wen sy die kontrak, maar toe gaan ons aan met ons lewens. Ek speel toe nou nog vir Surek vir Joe F en hulle gaan toe aan met hulle staf en seker about amper 'n jaar later. Ja. Dis hulle is okay, hulle love mekaar, maar hulle voel hulle kort nou nog iemand in die kar 'n bietjie om die show op te vamp en Ja. alles. En toe vra hulle my of ek wil join voltyds en toe Ja. van daar af gaan ek so aan. Ja. I mean, what a band. Julle vier, ja, 3-piece band en Demi. Julle vier Yes. dis epic en ek het nou al so baie van julle shows gesien en afgeneem. Ja, jy was En- al by 'n paar. Hè? Yes, en dit is 'n vibe hoor. Ek geniet dit verskriklik baie om jou af te neem op stage want maar jy's lekker besig, verstaan jy? Jy bring energy. Behalwe jou playing style, Yes. dit lyk net flippend lekker. As ek kyk hoe jy speel, dan sê ek soos ek wil ook dit kan doen. Ja. Ek wil net so kan wees. Ek weet nie eers of ek goed kan Die speel triek nie. is maar net om dit te geniet te hou. Ja. Dis eintlik al ek probeer soos ek dink is maar net omdat mense ken mos die verskil tussen foffies en chocolate, jy weet. Ja, So exactly. ek dink as 'n mens ietsie doen wat autentiek is en net Ja. eg jy is en jy geniet dit net, is dit aansteeklik. En dis waar en ek het jou nog gesien Electric speel en bass. Yes. Speel, maar vir Demi speel jy bass. Ek speel eintlik nou, ja nee, ek speel nou bys waar ja. Nou speel jy bass vir haar. Ja. Rukkie terug saam met haar gespeel, ek kan nie meer onthou nie. Ja, maar jy kan nie onthou wat jy speel. Maar wat ek like is en ek bedoel niks teenoor enige ander bassplayers nie, maar ek het al baie bassplayers wat redelik stil staan. O, yes. Maar jy move ou, jy is besig. Ja, maar en ek dink is ook maar 'n bietjie my ADHD hou. Is Ek dit? raak so distracted op een plek die hele tyd. Nice. Groot produksieshows is vir my verskriklik Ja. moeilik om stil te staan. En gepraat van groot produksieshows. Saam met Demi het julle ook al groot goed gedoen. Julle het Ja. hierdie land plat getoer. Ja, ons is eintlik al die wêreld plat getoer. Ons is al 'n paar keer oor see gewees en alles. Ek wou nou juist gevra het, wat is die grootste of die een highlight van die grootste show of beste show wat jy al saam met haar gedoen het wat jy kan aan dink saam met Demi hulle? Ja. Wel, ek moet sê daai country festival wat hierso was in die land laas jaar was vrek cool vir my gewees net want omdat ek so groot country fan is en Zac Brown band wat een van my favorite bands of all time is. Ja. Dat hulle dit kon sien en te weet soos ek is nou op hierdie stage en hulle gaan ook net nou op hierdie stage. Dit is nogals 'n cool idee om daaraan te dink. Ja. En dan obviously al die internasionale shows, Amsterdam wat ons al 2 keer gedoen het, Nieu-Seeland, die mense wat uitkom daar, so net te sien hoe hulle dit appreciate, Ja. dit is baie epic. Dit is vir my altyd so amazing om te hoor hoe Suid-Afrikaners Amsterdam toe gaan en alhoewel Afrikaans en Nederlands nie so groot verskil is nie, hulle kan mekaar verstaan. Ja. Dis vir my so interessant dat daar so groot support is vir Afrikaanse kunstenaars wat daar gaan optree. Exactly, ja. En ek meen baie ouens gaan. Daar's Daar's amper die hele tyd 'n channel daarso. ja. Dis ongelooflik, hè. Dis eintlik nog, ek weet dat eintlik nog ons kan van hulle kunstenaars hierdie kant toe kry ook, 'n bietjie meer want hulle het baie cool musiek. Daar's een girl wat ek nou op social media begin follow, Jet van der Steen of ietsie Is soos dit die cool wat saam met Dodo nou? Dis waar ek gesien het, hy het saam met haar iets gaan collab of iets gedoen. Ja. En toe begin haar goed net op my socials toe follow ek haar en dit lyk nogal cool. So ek wonder of sy die kant toe gaan kom. Hoopelik. Ek voel soos Suid-Afrika is 'n cool genoeg taal en ek dink ons het nou al so gegroei met hierdie genre amper dat ons kan nou 'n bietjie begin ander bloed hier inpomp. So Ja. ons kan 'n bietjie begin collab met internasionale kunstenaars. Ja. Ek voel ons standaard is al amper op daai. Definitief. Ja, en ek meen dit is net ietsie fresh. Exactly, Ek dink ja. dit kan great wees. En toe wat ek nou vir jou gevra het. Ja, so na Demi toe onthou ek laas jaar Augustus. Nee, September. Moes ek toe nou vir John 'n music video shoot. En hy sê man, ons kort 'n band en ek sê wel wat van Fransjo, kom ons kry hom vir 'n gitaar. Want hy het Yes. toe het jy geboek vir daai Daai beweegvideo. beweegvideo daar. En van daar af toe connect julle twee. Ja, En jessie. yes, toe begin jy saam met hom show. Obviously speel hy nog steeds vir Demi. Weet Ja. sy was nou rukkie uit met Baba Ja. en alles, maar jy John nog steeds vir haar. Maar toe begin jy vir Joel. Ja. En ek meen hoe's daai journey want dis nou weer 'n ander crowd en ander tipe musiek. Ja, dis heeltemal 'n ander dynamic, maar dit is ook nou weer great op sy manier. Ja. Soos dis twee
Dit is 2 pluskante. Ek sê vir almal, ek weet nie hoe nie, maar ek het nou so 'n Woolies brood onder my arm, hoor. Ja. Soos ek doen, soos ek is baie dankbaar vir die situasie waarin ek nou is, want Demi is soos my familie, is my broer en suster daar eintlik al, met ek so lank saam met hulle speel. Ja. John is weer soos baie meer mentorskap / chommy, Ja. soos ons speel golf weer saam, en ons doen weer al die goeders wat die manne doen, jy weet. Wat die manne doen. Ja. En ek meen sy musiek is so, daar's so baie gitaar driven goed in sy musiek, so ek kan dink daar is nie wel heeltemal 'n nuwe seker maar 'n uitdaging gewees, Ja, maar dit was, nuwe, ek moet sê, want ek weet Rudy Kleingeld wat ook op die show was, het baie van die gitare daarop gedoen, en dis vrek mooi musiek, en ek moet my hoed afhaal vir hom, vir al die goeders te moet speel, want dit het my baie gepush om goeders te leer. Dit my nogals vir iemand wat ek voel ek kan nogals vinnig 'n liedjie optel en hom leer, omdat ek dit so baie na al moes gedoen het, het ek lank gesit met John se goeders. Want ek wou seker maak ek kry dit reg, want ek wil ten minste wat hy gedoen het justice doen. Verseker, Ja, en ek meen die fans ken almal goed, so exactly. dis nou weer die ander ding. Ja. Nou die fans, so you need to pull it off. Exactly, Ek dink jy kry dit goed reg, want ek meen jy en John, jy's op stage, julle is aan die gang, ou. En ek ken sy musiek en sy shows ook al baie goed, want ek het hom net so baie al afgeneem. Ja. Maar ja, toe is jy nou voltyds aan die gang met hom. Maar ek het 'n rumor gehoor, en jy kan maar nou vir my sê of dit reg is, en dan kan jy ons bietjie meer daarvan vertel. Ja. Maar is julle twee besig met 'n song? Ja, so hy het nou hierdie hele nuwe label begin, 'n Boland Musiek, daarso in die Kaap. En ek dink dit het baie organic gebeur, wat ons saam gespeel het, en ek skryf liedjies en ek speel vir my liedjies en alles, en toe hy het nou, was dit laas jaar wat hy sy album uitgebring het, was dit hierdie jaar gewees? Dit is hierdie jaar, maar dit is vroeg hierdie jaar, probably so Mei maand daar rond. Okay. Ja, maar ons het toe saam ingegaan studio toe, en toe saam bietjie geskryf ook, maar ons het nou nie van daai songs wat ons saam geskryf het in die album gebruik nie, maar ek het gitaar gespeel op die album, en toe begin ons net hierdie creative juices het net aangehou vloei, en toe begin ons hierdie een song skryf, en my grootste droom is my eintlik nog altyd om 'n sanger op van my eie formaat te wees, en also ek nou besluit ek moet dit nou doen, want ek begin grys raak. Exactly. So, as ek dit nie nou doen, gaan ek dit nie doen nie. En toe skryf ons hierdie song saam, en dis 'n tune, ek love it, dis net 'n song vir jou beste vriend, vir jou gabba. Wel, teen die tyd wat hierdie episode uitsaai, gaan dit al uit wees, want ek glo so, ons druk hard, dis nou November nog, crunch time tyd, en ons push vir Desember, so hoopelik sal uit en jy het hom al gehoor in hierdie tyd. Ek hoop so, maybe, ek dink dit sal wees, want ons het so baie episodes wat met uitsaai, dat hierdie gaan moontlik dalk eers in 2026 uitsaai. So, as jy hom al gehoor het. As jy hom al gehoor het, los in die comments vir ons wat julle daarvan dink. Ja, en luister ons sommer net weer ook. Ja, ek kan nie wag om dit te hoor nie. Ja, dis baie cool. Ek's baie trots op dit, en ek dink dit gaan ook, dis bietjie iets niets, maar is lekker. En dan weet ek obviously lank terug, toe ek jou begin follow het op socials, is jou Instagram handle is San Francisco. Yes. Okay. So wat ek geweet het is dat jy actually jy is besig met solo goed. Ja. So voor ons net nou 'n bietjie luister na van jou goed. Vertel my 'n bietjie, wat is jou mission, jou plan met jou solo goed? Is dit wat se tipe musiek is dit? Ek ken dit nou nie, so ek gaan nou vir die eerste keer ietsie hoor. Yes. Ek weet ook nie wat ek gehoor nie, maar ek ek's opgewonde, want ek kan nie dink dit gaan goed wees. Maar wat is jou plan? Soos gaan jy wat is jou plan met solo goed? My plan is eintlik, net omdat ek probably myself nie baie ernstig opvat nie, gaan ek ook nie hierdie projek baie ernstig opvat nie. Okay. So ek wil nie, want ek weet wat my eintlik maar die meeste van dit, en ek dink dit meeste van die mense daar buite ook, wat hulle die meeste van tyd terughou is, wat as? Wat is mense nie daarvan? Wat is mense nie daarvan nie? Wat as dit nie goed genoeg is nie? En daai het dit my hele lewe lank al in my kop vasgesteek en gesit daarso. En nou is ek net op 'n plek in my lewe wat ek net voel, dan so what? Maar wat as mense dit like? Exactly, ja. So ek doen nou maar basically dieselfde ding. Ek doen wat ook al ek wil. Ja. Okay, cool. En dis baie freeing en dit is eg. Dit kan ek ten minste sê. Ek probeer nie iemand wees wat ek nie is nie. Ja. En ek meen jy skryf self? Ek skryf self, natuurlik, en jy produce ook. Ek wil net gou terug gaan na iets anders toe wat ek vroeër van vergeet het. Daar's 'n song van Glaskas, As Ek Weet Hoe. Yes. Jy het dit produce. Ja, so ek het die pre-production gedoen vir dit. So die hele band
het kan of hulle insette gehad, maar Dion het maar basies in die begin vir my die acoustic version van die song gestuur, en toe het ek hom net in 'n prentjie ingesit, en almal het gekom en kom inkleer toe van daar Want daai song, toe jy vir my, ek kan onthou ons het die dag op Irene gaan golf speel, ek en jy Laurie, en toe na die tyd toe speel jy dit vir my, en toe luister ek haar ding in die kar vrot huis toe sê ek nog vir jou, dit is so 'n cool song, want is obviously 'n Glaskas fan al vir baie jare, en nou met hierdie nuwe song, wel dis nie nou meer nie, maar daar, toe ek om die eerste keer hoor, is ek soos, yes, dis so cool, en dat ek weet, jy het so groot deel in die pre-production of die production rol gespeel. Ja, dit is vrek cool, ek moet sê, en ons is eintlik nog ons baie lucky as Glaskas, want ons het vir Johan Viljoenskoen, ek weet nie of jy weet wie dit is. Ek weet presies wie dit is, Maar hy is ook in die band, en ek meen, hy is die producer vir Pisang Skille, massive name in die industrie. So, ons is eintlik, En wie is daai drummer? Die drummer is, sy naam is Lolke, of Lolke Louis, maar om het makliker, ons noem hom maar net Boeddha, want hy het so lekker Boeddha pensie gehad back in the day. Weet nie hoe lyk die deesdae nie, Boeddha, jy moet bietjie vir ons wys. Hoor jy maar flip en goed. Ja, nee, daai het 4 arms as hy dromme speel. As ek daai song hoor, dis die een ding wat vir my so baie uitstaan, daai dromme is belaglik goed. En ek is maar nee, ek sal nie sê 'n leek nie, maar my kennis van musiek en goeders is maar redelik average teenoor ouens soos julle en Jaco hulle en goed, maar ek kan hoor, daai is insane. Ja, nee, hy is 'n fenominale drummer. Kyk, en hy speel hard ook. Ek dink dit is hoekom hierdie oor so bietjie doof is nog van toentere jare terug. Ja, ek dink as hy al staan. Ek dink as ons hier klaar is, wil ek sommer geraai song daar binne in daai control room luister op daai PMC stelsel. Dit kan nog wel imagine. Ek dink, is daai 'n Dolby mix of weet jy nie? Ek weet nie of Johan 'n Dolby mix nie. Ek dink nie so nie. Ja, ek gaan nog steeds al luister. Ja, ons luister nog steeds. So, cool, maar terug by jou eie goed. So, gaan jy onder San Francisco musiek release? Ja, ek gaan dit eers onder San Francisco release. En ek dink ek sal miskien dit ewen nog 'n venture maak, soos 'n projek maak. Dat ek dalk later iets onder Franco Kleinhans kan release, as ek dalk 'n bietjie meer ernstig wil wees, of iets is dit. Maar San Francisco klink net way cooler as Franco Kleinhans. Dit is 'n baie cool naam. en ek dink op daai noot, dink ek ons moet nog 'n bietjie hoor wat jy vir ons het hierso. Okay, cool. Ek meen, ek dink ons kan gou die setup doen. Cool. En dan pan die kamera daartoe Marco, en dan wanneer jy reg is dan go ons vir dit. Lekker. Okay. So Jommy van my het my ruk terug gevra om 'n song te skryf vir 'n bar daar in Joburg wat amper soos 'n spur happy birthday song is. En toe skryf ek vir my song en hulle het toe gelukkig gelike. Maar toe like ek dit 'n bietjie meer. So ek dink ek gaan nou maar die song release met my eie naam. Hy het nog nie 'n naam nie. Okay. Maar kom ons maak dit nou maar sommer net Feels geluk liewe maatjie deur San Francisco. Let's go. You heard it here first, folks. Let's go. Ek klink so. O, griet gedorie genade, dat drop 'n bom. Iemand die vandag is nog 'n trippie om die son so lei die klokke bring die shots kry hamlie by mekaar. Ons het hier vandag 'n liewe maatjie wat verjaar. So if you're feeling down, get up right now. It's time to celebrate someone from your hometown. Give him a happy you day, happy yay day. Happy mother flipper candles on your cake day. Ek weet dit is nie so maklik om so goed te lyk, maar ons wil net weet wat jy drink as ons kykie, want jy lyk goed. Soos by daai bierboep. Nee, nigel nie, jy lyk stroopsoet, so hier's op nog 100 jaar en kuiers by die selle bar. Namens almal hier geluk, op nog 'n lewensjaar. Hey! Wie mag geluk, liewe maatjies, hoop is 'n mooi ene. Yes, dit is baie funny en baie cool. En ek gaan hom so klein bietjie claim, want ek verjaar oor 2 dae. Okay, vat hom uit. So ek claim hom so bietjie. Dankie dat jy hom vir my gesing het vir my verjaarsdag. Maar kan ek vir jou nog een sing hou? Vir 'n verjaarsdag geskenk dan. Ek het nou vir jou geluk gesê. Ja, asseblief. Ek sê ek vir jou nog een. Dit sal gaaf wees. Wat ek van sing. Ook een van jou eie goed. Yes, ja, hierdie gaan my eerste single wees wat ek onder San Francisco gaan uitbring. Sy naam is Loco. Okay. En het gaan maar oor, is nie regtig eintlik meer my lewe nie, maar hoe my lewe kan of gelyk het 'n ruk terug. Kan nie wag om te hoor nie. Okay, ek gaan so hè. Ons koop die cheap beer shots hier, maak die fancy dames glier, alles op 'n Saterdag gaan. Kom by die huis aan op die keintrein, nog 'n slukkie brandewyn, help die biere reg op staan.
Dis net die lewe die, daar's geen twyfel nie, alles loop dop vir dop. Dis net 'n shot, 2 shot, 3 shots, jy vat 4 shots plat op die grond. Ons raak 'n bietjie loco, ons maak die mense gat swaai. Gooi je rond soos 'n yo-yo, so kan ons selfs 'n perm by. Ons gee nie om of daar 'n môre is nie, ons gee nie om of ek die beslis nie. Ons vat die lewe met 'n knippie sout, suurlemoen tequila. Na 'n lang dag se werk voel ons almal weer sterk, en dan se lippe teen die klippies en cola. Oggend is rof, dis 'n kop wat pyn, dan drink ons vodka en ou shame. Dis net die lewe die, daar's geen twyfel nie, alles loop soos Danny Botha sê. As jy val moet jy opstaan, uit toe aan nou, dalk 'n bietjie meer in jou bekke, ons raak 'n bietjie loco, ons maak die mense gat swaai, gooi je rond soos 'n yo-yo, so kan hom selfs 'n perm by. Ek gee nie om of daar 'n môre is nie, ek gee nie om of ek die beslis nie. Ons vat die lewe met 'n knippie sout, suurlemoen tequila. Elke keer wat ons uitgaan, oor die hele dorp van alles wat ons ontvang, wie's bang vir 'n koue paar biertjies, kry ons 7 uurtjies by Tequila Rock, dit skit maar. O señorita, drink jy margaritas, kan ek dalk vir jou een bestel? Jy kan my nader skuif, pop, laat backstage, die tussen ons en die DJ, maar ons is best 'n klein bietjie loco, ons maak die mense gat swaai, gooi je rond soos 'n yo-yo, so kan ons selfs 'n perm by. Ek gee nie om of daar 'n môre is nie, ek gee nie om of ek die beslis nie. Ons vat die lewe met 'n knippie sout, suurlemoen tequila. Yes, dude. Dis baie cool. Dis so fun. Daai is so, dis die droom. Dis 'n droom. Dit maak my sommer nou dors. Yes. Yes, ek wil nou 'n bietjie loco raak hierso. Hoorie, dankie. Dit is so cool. Ja, Marco, kom ons afgegaan net die mics weer terugsit. Check dit gou dat jy daar uitplak en dan kan ons maar aangaan met die chats. Lekker. Yes, daai was nou pret. Ek het nie dit verwag nie. Ek kan hom gou terugskuif, ja. Ek kan hom 'n bietjie nader in jou skuif. Ja, ek het nie daai verwag nie, want in die soundcheck het jy het 'n Engelse sang gedoen. Ja. So ek het verwag dat hierdie nou 'n Engelse sang gaan wees. Maar dis fun, daar's baie humor in dit, lekker party stuff. Is dit maar die ding waarvoor jy gaan Dis gaan? die rigting waarvoor ek wil gaan. Ek wil hê mense, want kyk, daar is obviously, daar's 'n plek vir ernstige musiek, en daar's 'n plek vir mooi musiek, en daar's 'n plek vir fun musiek ook, en ek voel net soos, ek is 'n fun ou wat like om fun te hê, so kom ek sing van goed. Presies. Ja. Dit pas so perfek by jou, en ek dink hoe ek jou ken, is altyd fun en jy weet happy en vol grappies en Yes, ja. nooit 'n skewe woordjie nie. So ek meen, ja, daai is perfek. dankie, Loco, man. ek kan nie Yes, wag. Wat is jou plan met hom? Is daar iets, wanneer wil jy dit of Wel, is jy nog ek dink seker so nie? vroeg as moontlik volgende jaar wil Ja. ek try launch met hom. Ek dink ons gaan nou maar in Desember uitry, die jaar is so mal nou. Ja, it's crazy. Ja, Toer, gaan jy nou baie toer hierdie? ja, wel met John toer mens Ja, elke week. Dis hy's besig. Ja. Ja, hy's baie besig. Maar ons is lekker by die see rond die hele Desember. So Ja. Jolly, speel jy vir Demi ook? ek het doen een show saam met Demi. Ja. Maar ja, net een show vroeg in Desember. Vroeg in Desember, ja. Yesie man. En dan, wel daai klink in elk geval soos 'n Desember partytjie liedjie. Ja, ek het eintlik gehoop hy kom nou al uit, maar die Ja. producers, ek het bietjie laat geslaap en toe message ek meeste van die ouens hierso einde Oktober. Toe gaan ek so, is daar enige kans? Want dan kan ek dalk net einde November ten minste drop, Ja. maar nee, die ouens is almal back. Maar het jy nou al iemand of is jy wag jy nog, soek jy nog vir iemand wat produce of? Ek het 'n paar producers wat gesê het volgende jaar het hulle nou weer tyd en dan Ja. kan hulle mense doen. So ek sal probably maar kyk. Want ek weet van 'n plek wat Ek nou dat jy dit noem, jy weet. wat nice studio Ek sien my in equipment. 'n connection kan sit met hulle. Ek het dalk 'n connection iewers. Guys, I mean, en wat ek ook net wil sê is enige producer kan hierdie space gebruik. cool. So ja, dit beteken nie jy moet iemand Ja. wat hier jy kan 'n producer inbring om hierdie space te gebruik, maar Okay. en Jaco, hulle kan jou ophoek as jy teen hierdie tyd
wanneer hierdie episode uitsaai nog nie iemand gekry het nie. Ja nee, dan gaan ek maar moet kom klop. Ja, jy is altyd welkom hierso. Baken. Jaco. Hoor hierso, Chom, ek gaan jou so 'n paar vrae oor die karier en al daai tipe goeters. En so 'n bietjie fun vrae ook. So wat ek gou wil weet is, as ek nou in jou kar moet klim en jou radio aansit, wat se song gaan speel? Of wie se musiek gaan ek hoor? Kies wat musiek? Ek is deesdae op 'n baie weird trance. Ek gaan 'n bietjie confused as jy in my kar klim. Okay. Want dit is enige iets van gypsy jazz af tot baie weird popmusiek wat ek ook deesdae nogals into is. Weird popmusiek en dan hou ek deesdae van ou reggae. Okay. Soos ek weet met die classics, soos 'n lekker Eddie Grant, ou Marley, daai manne. Ek weet nie, ek love it ou. Ek ken nie reggae so goed nie. My kennis strek maar so ver soos Bob Marley se goed wat vir my baie cool is. Ek dink jy ken amper 'n hele, jy sal die best of album van Eddie Grant ken. Jy ken dit nie. Jy weet dit nie. Ek weet nie wie dit is nie. Heel moontlik, né? Heel moontlik. Ja. Wie was jou heel eerste celebrity crush? Die Olsen twins. Oh. Ja. Hulle was babes geweest. Ja, 2 vir die prys van 1. Ja. Ja, hulle is mooi. Yes, hulle was mooi. Ja, dit is probably my eerste celebrity crush. Jo, watse emoji gebruik jy die meeste op WhatsApp? Daai een. Yes, ja. Okay. Dis ek met my cherry praat dan so die swinkie ene. Dan sit die swinkie een. Het jy al per ongeluk die swinkie een vir iemand gestuur wie jy nie moes nie? Ek het al vir my studente 'n paar keer gestuur. Se maas, dit is weird. Dis ek het cancel, sorry. Sorry. Sê jy sorry of delete hom? Nee, ek sê sorry. Toe was er nog nie delete gewees nie. O, gonna. Ja. Ja. Okay. En het jy daai meme al gesien van die ene die boodskap gaan so ek wil jou rug ek wil vir jou braaibroodjies voer en brandewyn voer in jou rugkie tot jy slaap. Dan stuur die uit terug, wie's dit? Dan sê die persoon, nee, sorry, verkeerde nommer. Dan sê nee, wag, dis die regte nommer. Ja, dis great. Ja, dis funny. Hier is die regte nommer. Wie's jy? Ja. Hoor hierso. Wat is jou go-to comfort food? My go-to comfort food. Ek love jelly sweets. Jelly sweets. Soos baie, soos daai groot tabs wat jy by Woolies koop. Ja. Ek sal hom in 'n dag kan smash. Is dit? Ek is trots daarop nie, maar kan. Maar jy kan. Dis op my skill set. Ja. Maar dis of dit of ek love 'n steak hou. Ek Ja. probably meeste van my lewe lank steaks. Okay, dis nou 'n comfort food. En dan as ek nou vir jou vra, wat is jou guilty pleasure? Strawberry milkshake of 'n lime milkshake. Ooh, Ek sê eintlik goed met melk nie. Ek doen nie regtig goed met melk, so ek kan nie altyd doen nie. jy moenie, maar jy Nee, doen. ja. Jy doen nou en dan. Alright. Het jy wat is die laaste serie? Kyk jy baie TV? Series. Dis so baie nie, maar ek maak tyd daarvoor so nou en dan. Ja. Die rede voor ek dit begin vra het ek besef julle toer obviously vrek baie, maar ek wou ook weet wat is die laaste Netflix series of laaste series wat jy gebinge het. Ek is nou besig om een te binge actually. Okay, tell me. Ek weet nie of jy al Last Man on Earth gekyk het nie. Tell me about it. Kyk dit. Kyk dit. Is dit op Netflix? Nee, dis op Disney dink ek. Disney, okay. Ja. Ja, Maar Last dit is- Man on Earth. Dis incredible. Dit gaan letterlik oor soos daar's 'n massive virus gewees wat almal op aarde uitgeroei het. Ja. Maar nou is daar hierdie een ou, maar hy is 'n idiot. Hy's 'n idiot. Ja. Dis hy kan niks reg doen nie. Ja. En dan begin hy nou kan of so 'n paar mense kry wat dit ook survive het. Nou bly hulle almal saam en hierdie ou probeer maak asof hy die leier is, maar it's so bad, maar dit is great. So dit is eintlik want toe jy nou vir my vertel het, ek gedink hierdie ou gaan nou 'n hero wees en mankind save. Hy dink hy is. Maar dit gebeur Maar glad hy is nie. Absoluut glad nie. Nee. Last En is man. cool want ons is soos currency bestaan nie. So hy Ja. ry soos in die A-team van rond en jy Yes. het niks te koop nie. Daar's niks mense nie. Ja. So dis net hulle daai Dis letterlik net daai 5-6 mense. crazy. Last Man on Earth, ek gaan dit definitief Great, kyk. ou. Ja. As jy nou 3 mense kon kies om 'n tafel saam mee te sit. Enige iemand lewendig of oorlede, past, present, maak nie saak, 3 mense. Ja. En jy kan soos vir 'n dag saam met hulle om 'n tafel sit en conversations hê. Wie is daai 3 mense wat jy sal kies? Oeh. Jy kan hulle enigiets vra wat jy wil, enigiets met hulle by hulle leer. Okay. Wie sal ek vra? Ek sal probably soos ek dink ek sit in so sections doen. Ek dink ek sal iemand kry soos Hippocrates, soos die voorvader van medisyne of so ietsie. Okay. Soos way back. Ja. En dan dalk miskien iemand in die middel. Dalk
Ja, ek weet eintlik nie. Nee, Ek sou maar- probably net 'n klomp gitare so ewen kry. Ek wil net sê, ja, en dit is 'n triekie Maar ek het vraag. nie, soos gitaar is nie net my enigste interest nie. Dis die ding. Dis ek Ja. maak nie weet wie ek sou vra nie. Ja, soos want ek wil net sê, jy kan iemand wat jou hero was of jou, maar mense sê ek don't meet your heroes, so ek weet nie. Miskien sal hulle lelik met my Ja. oor hoe ek eet. Ja. Of wat doen ons om die tafel? Sit ons net. Nee, jy kan discuss. Ek bedoel, as ek nou soos iemand kan kies, sal ek sê ek sal graag soos met 'n sporting legend wil praat. Jy weet soos 'n Tiger Woods of ietsie. Dit kan cool wees. Ja, en net 'n bietjie met hom chat oor intap op hulle kennis van die sport. Ja. Ja, en dan sal ek met 'n ou soos Jordan Peterson wil sit. Weet jy wie's dit? Yes. Ja, Big wat fan. baie clever ou. Ja. Jy weet 'n bietjie intap op sy wysheid en daai tipe goed. So, ek weet nie. Dis maar my Jou rigting. lys is way beter as myne, dit kan ek vir sê. Ja, maar dis hoe ek weet nie. Maar ek dink ook ek sal daai ouens, ek dink ook ek sal miskien vir Joe Rogan. Mag ek voel ook mense hoor kan of maar waar hy ou se hart lê en jy kan amper aanneem hoe hy met jou sal praat deur al die Ja. inligting wat daar buite is deesdae. Dis is nie meer jy weet kan of hoe jou Here is. Ja. Dan gaan ek gou vir jou 'n paar option vrae gee. Okay. Is jy 'n oggendmens of 'n aandmens? Ek gaan nou deur ek's nou in 'n fase van my lewe wat ek transition. Is dit? Ja, ek was altyd soos 'n 2 uur in die aand gaan slaap eers. Nou deesdae is ek 'n 10 uur in die aand en as ek 6 uur wakker word, is ek so yes, ek het die hele dag. Ja, die hele dag lê voor jou, nee, Ja. want jy mens voel jy mis iets Ja, as jy die hele en ek's 'n slaper. Oh, you like sleeping. Big fan. Jo. Ja. Ek is ook so as ek te laat slaap dan voel ek guilty, ewen op 'n dag waar ek nie soos ek het nie werk om te gaan doen of iets nie, maar dan slaap ek en word ek miskien 9 uur wakker of 8 uur dan voel ek, "Jo, ek het nou iets gemis hierso." Ja, Dit is te laat, ek moes al begin het. Ja, So, dis yes, it 18. comes a bit with age, ek is nou al amper 40, so ek weet nie. ja. Met die jonger dae 20s, sou ek het geslaap. Ja. Big time. Verkies jy dit om 'n message te stuur of om 'n voice note te stuur? So ek verkies dit om nie eens 'n foon te hê nie, om eerlik te wees. Okay. Ja, ek is glad nie 'n fan van 'n foon Maak jy nie. mal. Ja, ek voel net dis net so crutch, so ding wat so is so afhanklik van die ding. Ja. En mens neem jy eintlik altyd in wat om jou is nie as gevolg van die ding. Ja. Maar as ek moet, sal ek seker maar probably 'n voice note stuur want ek's te lui om te tik. Dit ek ja. Hang af hoe groot die boodskap is. Dis ook scary om te sien dat so 'n klein dingetjie 'n mens se lewe roel eintlik. Dis insane nou. Ek het nou net nog die dinge kan iets. Alles wat jou foon vir jou bied, nê, nee, al die opsies wat hy het. Imagine, jy weet daai goeders het alles individually bestaan, 'n Exactly, aparte dude, kamera ja. en 'n encyclopedias, 'n padkaart. Imagine wat al daai goed by jou dra. Ja, dis maar. Nou is alles in een device. Dis En insane dit nou. control ons. Dit is eintlik 'n bietjie scary. Ja. Ja. As jy vlieg iewers heen, verkies jy voorsit of agtersit? Ek verkies voor of agter, net nie in die middel nie. Ja, Ek wil eers daai vliegtuig uitkom. Ek Oh, haat 'n vliegtuig. maar Dis voor my- of agter, net nie in die middel van die vliegtuig nie, so wat Yes, jy ja. bedoel. Ja, Okay, alright. Ja, ek like dit ook voor want baie airlines maak nie agter oop nie. Ja, dis die Ek wil ander ding. vinnig- Ek wil vinnig af. Exactly. Ja. En dan aisle seat of window seat. Ek sou ons 'n aisle seat mens. Makliker om te gaan weeps. True. Ja. True. Ek like die venster want ek kan meer sien. Ek drop my suppose. boring om vir ander mense te kyk. Ek kyk in elk geval maar YouTube video's Is, wat ek gedownload het so. Ja. Wat verkies jy om voor te speel? Festival crowd of 'n klein crowd soos in 'n pub tipe ding? Jessie, dis 'n goeie vraag. Dit hang af. Dit hang af seker maar van die mood, die artist, die musiek self. Soos 'n demi crowd is 'n teater, 'n klein intieme venue, 'n epic ding. Ja. Love it. Ja. Vir John is 'n festival crowd weer want dit is groot musiek en groot gitare en Ja. alles. Almal spring en gaan Ja, te kere. maar ek moet sê nou weer ons het hierdie naweek nou weer vir John in 'n teater gespeel. Ja. En dit was weer vrek intiem en mooi geweest en Demi by 'n festival is ook net so epic. Dis so, insane, ja. Ja, so eintlik is ek fan van live musiek. Ja. Maak nie saak waar dit is. So as ek jou vra wat verkies jy, stage of studio? Dis ook 'n goeie een daai want ek het altyd nog vir mense gesê, maar ek weet nie regtig hoe my hart nou deesdae is nie, maar my plan was altyd is ek werk nou op die pad dat ek later by die huis kan werk. Okay. Verstaan jy? Want ek wil eendag net amper soos 'n day job sê nou maar kan hê waar ek net eendag soos ek gaan in werk toe en dan kom huis toe wat ek Ja. net elke naweek bietjie moeilik met planne. Ja. Ek kan nooit braai nie niks nie want ek's elke naweek op die pad. Ja. So die droom is om by die huis te werk, maar Ja. ek love live shows. So Ja. Ek meen baie al die magic van die shows wat jy perform op stage Ja. begin in 'n studio. exactly, ja. So ek dink om daai creative freedom te hê om in 'n studio goed te kry sodat jy dit op live. Exactly, ja. So ek weet nie, ek dink daar's baie magic in 'n studio ook. Definitief, ja. Maar die live shows, dis wat die mense vir geld betaal. Dit Dis absoluut die waarheid, ja. Dis waar die fans ook
Ja, dis tog waar jy connect. Ja. So jy gaan nie in 'n studio met mense connect nie. Jy gaan dalk ietsie skryf vir hulle, maar nog steeds dit wil live sien. Ja. Nou het ek vir jou, ek dink hierdie gaan dalk 'n moeilike vraag wees, ek weet nie. As ek vir jou sê jy moet kies tussen Gibson, Martin of Taylor akoestiek. Ja. As jy net een kan kies, wat is jou het jy 'n favorite? Ek het 'n favorite. Ek love it. Martin is my all-time favorite akoestiek gitaar, maar ek love deesdae Gibson se nuwe goeders. Is insane. Taylor is ek ook 'n groot fan van, maar Taylor, kyk, alles is vir my tools. Elke company het so 'n sterk soos deel van hulle. Ja. Soos hierdie is dit gaan oor die modelle seker ook maar tot 'n mate. Ja. En maar ja, Taylor het nog nooit regtig vir my die sound gegee wat ek wil nie, maar Taylor is incredible gitare en mens kan mooi sounds uit kry. Dit akkommodeer net nie my playing style nie. Want ek sien jy het 'n Sigma hierso. Yes. En ek weet ons het voor die tyd so 'n bietjie gechat, maar ek wil eintlik hê jy moet vir my vertel. Ek in die kamera wêreld is Sigma, is daar ook Sigma lense en goed. Het ons nou gaan navorsing doen voor die tyd. Ja. Is die Sigma gitaar en die Sigma kamera company dieselfde company soos wat Yamaha weet bikes en klaviere en gitare en bote maak, maar hierdie Sigma company is nie dieselfde as die gitaar. Nee, dit is net 'n gitaar. Maar jy het my iets interessants gesê van hierdie gitare, which I didn't know. Ja, soos die storie loop is Sigma gitaars basically eintlik 'n divisie gewees van Martin back in the day. Ja. Want hulle wou 'n meer bekostigbare gitaar vir die mense uitgebring het, maar die standaarde het nog nooit geval nie. En toe Sigma op 'n stadium weggebreek, ek dink 'n Duitse company het of het hulle oorgekoop. Ja. En van daar af het hulle begin gitare uitbring. En ek love hierdie gitaar. Ek het hom vir spot goedkoop gekoop, seker ook amper 15 jaar terug. Wow. En hy het nou al geval en hy het nou al geals en hy klink net beter hoe meer ek met hom speel. So. Dis baie cool. Ek was baie geheg aan hierdie gitaar vir 'n gitaar wat ek eintlik net gekoop het want hy was op 'n special. Ja, maar ek meen ek weet nou nie in prys gewys wat is cheap en wat's nie, maar ek bedoel ja, wel hierdie gitaar was baie goedkoop geweest in vergelyking met wat gitare deesdae kos. Ja, en in vergelyking wat 'n Martin kos en 'n Gibson. Ja, soos 'n Martin en 'n Gibson kan hulle 'n goeie kar koop. So vir die prys van 'n gitaar is oor R100,000 vir die gitaar kos. Maar ek moet ook sê die craft om so 'n ding te maak, die precision wat daai ouens het, veral die handgemaakte gitare is. Ja. Dis kuns, dis nie eens net. Ek kan imagine. Dis een van my grootste, dis hoekom ek 'n klein gitaartjie staan. Nice. Ek wens as ek 'n second chance at live kon kry, wou ek talent gehad het om te kan gitaar speel soos julle ouens. Ek weet dit is nie te laat om te leer nie, maar ek dink ons het net meer tyd op ons hande gehad. Dis eintlik maar. Ja, en ek dink ek weet secretly dat ek is nogal competitive teenoor myself. So wanneer ek iets doen, wil ek dit reg doen en ek wil goed doen in dit. Yes. Soos ek is baie erg oor myself as ek golf speel want ek wil beter word. Anders voel ek mors tyd. Ja, jy moet jouself druk. Ja, so ek weet kind of dat miskien is dit te laat vir my om te leer gitaar speel sodat ek op die level kan kom waar ek soos jy's nou kan ek gitaar speel. So ek appreciate eerder maar net ouens soos julle. Ja, val. Ek kry julle net in om te kom chat met my. So nog so 'n paar random vrae, is jy 'n winter of somermens? So wintermens actually. Ja. Really? Ja, ek like 'n baadjie. Is jy winter gebore? Ja, April. Probably. So halfs. Yes, ek weet nie, koud is vir my lekker nie. Is dit? Nee man. Ek voel mense kan iets aan koud doen. Jy kan nie altyd iets aan warm doen nie. Ja, jy kan ook net soveel uittrek. Exactly. Ja, maar nee, ek hoor jou. En dan stadslewe of plattelandse dorpie? Ek sal 'n plattelandse dorpie naby 'n stad like. Okay. Of ja, ek sê dit like ek moet sê ek is nie 'n groot fan van die hustle en bustle van die stad nie. Ja, dit raak besig. Ja, ek like nogal stilte en ek like solitude en ek like sterre en ek like natuur. Maar ek like ook so nou en dan om bedrywig te wees. So ek moet naby genoeg wees. Ja, alles is daar en ek meen in die musiekindustrie gebeur die meeste goed in 'n stad. Exactly. So you need to be close to the head office. Exactly, ja. Ja, ek weet van 'n paar musikante wat nie ver buite Pretoria bly nie en hulle ry net in, hulle is naby. Dit is ook miskien ook nie 'n bad idee nie. Ja, maar ek weet nie, dan is jy ver van al die golfbane af ook. Dis nou weer 'n ander ding. Dit sê jy naby op 'n golfbaan bly buite Pretoria. Ek was nou die dag op Val de Gras. Dis daar naby Parys. Ja, dit is bekend. Ja. Het ek daar gebly vir 'n musiekvideo shoot en toe sien ek daai golfbaan en toe dink ek, ja. Ja, en dis nie ver van Pretoria af nie. Ja. So if you're looking for a golf estate just outside Pretoria, ons is nou ook in een. Ja. Hier waar ons nou sit. Ja, 'n nice een. Very nice. Ja. Ek meen dis 'n paar erwe te koop. Ek weet nou nie hoe goed doen jy. Ek sal maar met my mense praat, jy weet, moet 'n paar goed rondskuif. Ja, daai change wat al lê. Yes, ja. Ja, ek dink dit is
Ek dink dis 'n opsie, dan sal ek by jou kom kom pool inhou hier Jy gaan kom bly. enige tyd. Kan nie alleen bly. Ja, nee. Ja. Hoorie bro, vir paar random ander option questions hierso. Sal jy eerder net kan teruggaan in tyd vir een dag of net eerder in die future wil ingaan vir een dag? Ek sê maar hier bly. Ek Is is dit? okay, ja. As jy happy waar jy is. Ja, ek is happy. Ek dink ek sal seker maar future toe wil gaan. Ek weet mos al klaar wat in die verlede gebeur het. So dan of hoe ver kan ek teruggaan? Nee, jy kan net vir 'n dag teruggaan. Net soos een dag terug. Nee, ek bedoel enige tyd in jou history. In my history. Kan jy teruggaan? Ja, gaan sal ek vorentoe gaan. Is dit? Ja, you don't need to know what happened. Nee. En as jy kan teruggaan as ek vir jou sê, mag iets verander? Maar ek weet ook nie wat ek sal verander nie dan. Is dit? Ja. Ek weet. As jy, okay, hier's die ding. Ek vra hierdie vraag ook altyd. As jy môreoggend wakker word en is 1995 Ja. en jy kan net 2 goed change. Die res van jou lewe gaan uitspeel soos wat hy doen. Maar jy kan 2 goed change. Oeh. Ek het jou al hierdie vraag gevra, dink ek in 'n kuier. Gesprek, ja. Wat sal dit wees? 1995, so toe ek 5 jaar oud was basies. Ek sal probably my golf baie ernstiger opvat op skool. En ek sal nie skoolwerk ernstiger opvat nie. Maar doen dit. Kinders Ja, daarby. nie van luister nie, ja. Ja, ek dink ek sal maar net die golf probeer, dat ek nie so sukkel vandag nie. Ja. Verder is ek pretty happy. Dis my antwoord ook. Ek sal dadelik begin golf speel Ja. en dan sal ek wag tot Bitcoin uitkom, dan sal ek dadelik Bitcoin koop Dude. Nee. Ek dink nie aan sulke goed nie. Of Amazon. of Amazon. Weet jy baie geld maak mense wat in die begin in Amazon geïnvest het Geïnvest het, ja. Dis mos wie Jeff Bezos, dis mos hy, nee. Yes, ja. I don't know, hierdie Bitcoin, ek het 'n storie gelees, ek weet nie of jy dit gesien het nie. Way back toe Bitcoin net 'n thing was. Toe jy die Van- pizza met die gekoop. pizza dit. Hoeveel was dit? Het hy vir hom 30 Ja, Bitcoin? dit was baie. Ek dink dit was 60 actually. 60 toe tip hy die pizza delivery guy 60 Bitcoin. Daai imagine net daai ou het dit gehou, want ek weet nie waar is daai ek weet nie wat het van daai storie geword nie. Ja. Did y'all see that Bitcoin got over $93,000 today? Now, look, I don't claim to be a financial expert by any stretch of the imagination, but one thing you don't know about me is I do dabble in the stock market and cryptocurrency, and I've done pretty well in both. And every time Bitcoin hits a new high, I can't help but think about Laszlo Hunyats, this guy. And if you don't know about him yet, you're about to. Buckle in. Way back in 2010, Laszlo from Florida made May 22nd Bitcoin Pizza Day because he paid 10,000 Bitcoin for 2 large Supreme pizzas from Papa John's. You heard me right. Don't worry about doing the math. I did it for you. Had he held on to those 10,000 Bitcoin for 14 years to today and cashed them in, $930 million. That's a hell of a lot of money. And hindsight's 2020. In his defense, I knew about Bitcoin in 2010, and I didn't go buy a shit ton of it because nobody really thought it was going to do anything. It was also the first commercial purchase with Bitcoin, so I guess you could say he paved the way. I hope he's doing well, because I sure as hell wouldn't be. Maar weet jy baie ander mense is daar, want as jy crypto het jy mos 'n key. Ja. Soos dit is so vrek lang soos nommers en letters en goeie soos 'n Wi-Fi password Ja. amper om nou in jou account in te gaan. Ja. Weet jy baie mense het Bitcoin gekoop en hulle kan nie hulle key kry nie. So hulle kan nie by daai account inkom nie. So hulle het obviously baie geld, but they have no access to it. Dis hartseer. Dis erger vir my amper. Dis bitter hartseer. Jo. Maar ja, ek sal Bitcoin koop. Ja, dis 'n En dan se ek genius soort idee. dan kan ek ook eendag so 'n studio besit. Ja, Ja. En dan kan jy daar by my kom rekord. dan gaan ek by jou kom bly. Ja. Ja. Wel as ons kan teruggaan in tyd. Ja. Hoorie dit, ek het 'n controversial topic wat ek wil aanraak. Ek het nog nooit actually met jou hieroor gepraat, ewen in 'n gewone gesprek nie. Wat dink jy van AI in die musiekindustrie? Hoe voel jy oor dit? Ek weet nog nie hoe mooi hoe ek voel daaroor nie. Ek dink is 'n great tool nou vir mense wat nie kan musiek maak nie en die passie het vir musiek. Ja. Want daar's baie writers daar buite en mense wat nie miskien dit eers wil doen vir dit nie, maar dalk net hulle liedjies wil verkoop of hulle voel hulle kan hulle liedjies verkoop. Ja. Wat ek voel great is. Vir jobsekerity en al soos ek maar bietjie bang seker, maar as mens kyk na drummers daar buite, soos drumme word al geprogram vir hoe lank? Jo, ja. En ek meen, ek het nog nooit gehoor 'n drummer gaan, dis die regte drumme wat speel nie. Ja. Dus dan hulle het dit op die ken gevat en hulle het aanbeweeg en so ek dink as ons ook maar net daai tool vat en dit develop, Ja. kan dit ook cool uitdraai vir ons. Dit hoef nie so 'n horrible ding te wees wat almal maak dit is nie. Ek dink dit is waar wat jy sê in 'n sense dat
so wat as die drums geprogram word en die gitare maybe, maar gitare weet ek speel hulle nog baie live ook in studio instead of programming it, maar daar's nog steeds live shows wat moet gebeur. Exactly. Ek voel in 'n soos wat AI musiek behels, soos live musiek gaan hulle nog baie mooi moet uitfigure, hoe hulle dit gaan present as 'n AI artist. Want ek wil nie, soos jy wil tog kan relate met wat ook al die ou vir jou sing, voel ek, en dan moet ietsie tangible wees om aan te kan relate, anders There's no soul to it, dink ek. Exactly, ja. Want ek het nou al 'n klomp AI songs gehoor en dit klink maar ja, ek weet nie, jy weet is nie 'n human wat al sing nie. Ja. Alhoewel iemand dit gecreate het via 'n softwareprogram. Maar ja, mens moet ook eintlik so na AI musiek kyk dat dit is for all intensive purposes is dit musiek. Ja. Maar eintlik is dit nie regtig musiek. Dis eintlik soos 'n papegaai praat. Ja, Soos 'n papegaai, jy kan nie 'n gesprek met 'n papegaai voer. Ja, jy gaan net sê wat jy van leer, ja. Maar hy kan dit presies in daai ding naboots en dis maar eintlik wat AI musiek nou is. Ek dink dis hoekom dit dalk ook nog nie regtig real voel nie. Ja. Wat my bietjie concern is, kyk al hierdie ek praat nou onder korreksie en net volgens my eie hoe ek dit uitfigure, maar al hierdie AI musiek wat bestaan, hoe meer mense AI musiek create en prompts gee, hoe meer references begin AI kry. Yes. So you're feeding the monster, you're feeding the machine. So ja nee, hy gaan net slimmer en slimmer raak. Ja, want oral moet AI dink nie iets uit nie. Ek dink hulle gebruik references van goeders wat al reeds ingefeed is om iets te create. Ja. So hy leer homself en hoe meer mense dit gebruik, hoe meer feed ons hierdie monster. Ja, dit is so. En dit is nogal scary. Ja. Maar ek dink daar sal 'n draaipunt kom seker waar ek dink alles gaan nog kan of dis maar soos wat series weggeraak het. Almal weet hulle soos afgehardloop soos rondgehardloop soos hoenders sonder koppe. Ja. Hoe gaan ons nou ons musiek versprei en verkoop? Ja. En iemand het nou die dag hier gesit, maar ek dink jou kar het ook nog 'n CD player in. Ja. Dis nou iets oor shuttle, bra. Dis iets oor te brag nou dink ek, want jy kan fisiese hard copy in 'n CD player. Ja, nee. Wat niemand van ons kan weet nie. Maar dis Corrie, bra. Dit is is ek nie, dis Corrie, my kar. Corrie. Ja. Corrie. Like Corrie die Corolla. Corrie die Corolla. Yes, nee, what a legendary car anyway. Ja, nee, hy's 'n legend. Ja, so ag nee, ek dink AI there's probably room for it, maar ek dink die mense moet dit net vir die regte purposes gebruik. Ja. Kyk, gaan mense is daar vir die verkeerde purposes ook gebruik, I suppose. Maar wat kan mense daarin doen? Mens gaan nie sit maar op 'n of 'n dag kyk hoe jy dit kan gebruik om jou te help. Ja. Dis tog waarvoor dit gemaak is eintlik. Ja. Ek hoop mense hou aan om dit vir die regte purposes te gebruik, want ek weet daar's op die streaming platforms was daar ek dink Spotify het nie lank terug nie. Het is 80 miljoen songs gaan remove wat AI songs is. AI generated songs. Crazy. Want daar's mense wat nou die goed generate en dan like hulle dit net so en dan laai hulle dit op as en dis vir my 'n bietjie van 'n issue. Want jy generate iets AI met prompts en goeders en dan laai hulle op streaming platforms, dan begin jy nou geld maak uit dit uit en dan eindig dit op die charts op en dan so mense wat genuine gebloed sweet en jare se craft en goed. Kyk, daar's 'n fyn lyn voel ek ook wat mense moet na kyk wat die kuns behels. Ja. Want dis tog maar waarmee ons besig is hier. So dis 'n kunsvorm. Dis kuns, absoluut. So waar is die kuns in dit? Ja. Om dit so te doen, want nou doen 'n ander ou dit vir jou. Soos jy het glad nie jouself ekspressies of enigiets nie. Ja. Ek meen as ek regtig moeite doen, kan ek gou 'n bietjie die software gaan leer ken en leer wat se prompts om te gee. En dan kan ek my eie songs create. Hoorie, dit is nie so moeilik soos dit. Dit is nie so moeilik soos leer nie. Jy kan dit nou die app download en in 2 minute dat jy 2 songs wat slap. Dis baie scary. Dit is baie scary. Dis baie efficient ook. Ja. So jy moet aan die ander kant op kyk, soos as iemand vir jou nou 'n song sê wat jy met 'n akoestiek net gerekord het en so aan en jy trek daai ding vinnig in, kan jy die song klaar in 'n rigting instoot. Jy kan klaar so gaan ek hier's 'n cool production idee vir die song. So vir producers is dit 'n great tool weer. Ja, ek meen ek weet van mense wat en dit is fyn as hulle dit so doen. Dis ouens wat self hulle eie musiek skryf, hulle speel self die drum, hulle speel self die gitaar, skryf self die lyrics, maak 'n pre-production van dit. Ja. Feed dit in die AI programme. Daai ding gee dan vir jou 'n potentially fully produced song wat jy dan kan vat na 'n producer toe. Ja. En dan gaan produce dit. Daai voel ek is okay. Ja, want dit is ek dink kind of maar wat die idee is met die hele storie vir nou nog. Ja. En dan ook obviously om mense abilities te gee wat nie die resources het. Ja. Soos Een van die ander gaste het gesê en ek dink dis nogal 'n valid punt
is dat kom ons sê nou maar daar is iemand wat iets het om te sê en hulle wil AI gebruik, maar hulle is nie musically talented nie. Soos byvoorbeeld nou ek gaan skryf nou 'n song op AI. Ja. Dan kom ek na jou toe en ek sê, Fransjo, hierdie is die song wat ek het. Wil jy dit hê? Dan laat 'n regte artist dit rekord en Exactly, release. ja. Dis 'n clever way. Ja, want ek dink dit is ook 'n goeie manier om dit te utilize Ja. vir die regte maniere is om Ja. dat ander mense dit dan ten minste vir jou perform. Iemand wat regtig dit kan doen. Exactly, want dan is dit nou weer dan is jy weer ten minste dan is dit 'n kunsvorm weer. Daar's 'n performance en alles. Die En ander ons- ding, There's a soul behind it. Ja. An emotion en Ja. daai tipe goed, want ek meen daar's een, ek gaan nie die naam noem, maar daar's een spesifieke song wat ek toe die eerste keer hoor, dis ek soos hierdie song hit nogal. ja. En toe ek nou agterkom dis AI, dan begin jy skuldig voel, dan sê jy soos nee, hoekom like ek dit? Ja. Dis verkeerd. Ja. Moet jy dit like nie. So Ja, nee, dit is so. ja. Maar ek het ook al dink ek het maar net nou al deur al die walks of life besef dat jy kan nie als wen wat jy teenskop of so nie. Ja. Partykeer moet jy maar saam met die punches rol. Ja. So ek dink is cool. Ek dink ek mind dit nie, soos ek sê, solank dit net 'n kuns bly, solank dit net daar 'n vorm van expression is, Ja. ietsie eg aan dit is. Even al sing die AI masjien, Dit. maar dis jou woorde ten minste. Ja. Ja. Great stuff. Ja, hopelik, want ek het al goed gehoor wat die woorde eers nie eers sin maak nie, dan sê ek soos wat. Ja, dan het nou ge-ChatGPT van ChatGPT af oorgegooi en Suno en Suno of nou 'n ander. Nou ander ding toe en dan kan hierdie goed uitspreek nie en dit klink weird. Ja. Ja. Nee, ek's bly ek het jou dit gevra. Ek weet is nou nogal redelik controversial in die industrie. Ja, dit is. Baie mense het baie sterk opinies en hulle raak kwaad daaroor en vir my is dit net lekker om ook oor so iets te chat op hierdie platform en Ja. so like om te hoor wat sê ander mense daarvan. Kyk, wat gaan nie weggaan nie. So Ja. ons kan nie Ja, kan nie fight nie, I suppose. Ja, how are we going to live with it en hoe gaan ons dit maak sodat almal gelukkig is? Exactly. Ja, iemand anders het ook gesê AI moet net 'n genre op sy eie word. Dit is 'n baie goeie idee. Ja. Dit maak vir my ook sin, sy eie charts hê. Ja, sodat dit nie compete met die Ja, want met die dit is regte artists. want dit kan ook nie kom. Dit is nie verstaan. Ja. Daar was mos is dit op die Billboard top 100 in Amerika, weet jy, 'n AI song moes nommer 1 gevat. Ja, so folk band. Ja, so 'n dude, hulle het mos nog vir my AI 'n persoon op 'n Ja. gesig gaan kry te dink almal wie is hierdie good Ja. looking rugged ou. It's something Rust of iets Ja, ek was hier onthou ook dit. En toe is almoes nou heavy. Soos hoe kan hierdie ou Ja. dit nie nommer 1 song en goed. Ja. Nee, Ja, dis insane. dis bietjie scary en dan's nog ander goed oor AI wat baie scary is wat ek nie eens oor praat nie. Soos goed wat ja, AI is baie slim. Word slimmer. Ja. That's scary stuff. Maar genoeg van dit. Dude, ek wil vir jou sê baie dankie dat jy met my kom chat het. Ons het vir jou geskenkie hierso. Oh, sweet. Van dromers en doeners af. So ek gaan gou vir jou ek kan hom oopmaak. Oh, hey. Dis jou eie beker. En ek sê net vir ons begin. Cool Ja. koppies. En dan moet ek net gou sê, my bad. Ons het vir jou 'n beker laat maak met jou naam op. Ja. Maar vanoggend toe laat val ek kom. Oh man. Toe breek hy, nê? Nee? So daai is nou nie een met jou naam op nie, maar ek het klaar vir jou 'n nuwe een bestel. Ag, sjy, maar dit is nodig nie. Nee, dit is definitief nodig want al die gaste kry een met hulle naam op. Dankie. So ek gaan vir jou die een met jou naam op ook laat deliver of ek soms self vir jou bring sodra ek hom kry. Lekker, Ek sê dankie. dis nou regte maandagooggend stap ek hier in, ek pak alles reg en toe val die boksie so af. En hy het nie eens ver geval nie, toe breek hy. So ek kan vir die stuk in 'n bekertjie wys. Laat ek vir jou wys ek lieg nie vir jou nie, maar nee, so maar Nee, maar dankie jou. Dit is awesome. ja, so die rede vir die podcast, vir die hele topik van die podcast dromers en doeners is ons probeer mense kry wat groot drome het en iets doen omtrent hulle drome en ek sien jou as 'n dromer en 'n doener want jy's net happy en jy doen jou dinge en jy Fuck, ja. volg jou drome en mag jy elke keer as jy daai beker uit koffie drink nooit vergeet om jou drome te chase nie. Hey, dankie jou. Nee, ek sal verseker nie hou. Ja. Dis 'n regtig special gift. Ek collect actually nog ons koffiekoppies. So Nice. En dit is decent koppies want ek ja, is dit is 'n proper ou. ek's 'n koffiebeker snaab nogal. So dit is Die nou regte moes- grip hê hy. Ja, En die lekker regte rand ook. ja, groot genoeg, lekker groot size, groot genoeg handle. Het jy al koffiekoppies gehad waar die rand is so dik? Hoe voel dit as jy jou mond so moet Oef, is dit vir jou dis te dik? Nee. Ja.
ja, jy moet die mond so groot oopmaak vir 'n slukkie. Exactly, ja, Ja. val net so druppel deur. Ek like nou weer nie koffiebekers wat te klein is bo nie, dan druk hy teen jou neus as jy 'n slukkie vat. Ja, dis nou ja. So hierdie is weer 'n lekker groot size. Oh nee, hy's So nee, ek's perfek. bly jy like hom. Jy kan hom add daar by jou collection. Dankie jou. En dan wil ek vir sê sterkte vir alles wat voor lê. Dankie dude. Jou journey saam met John, hopelik het daai song al uitgekom teen die tyd. Dis ek hoop ook so. En ek hoop hy gaan van strength to strength en dan met jou San Dankie, Francisco goed. Ek kan nie wag om te sien wat gebeur. Ek dink die mense gaan dit opvreet. Ek is baie excited. Ek hoop Ja. ook so. En as jy doen is dit ook okay. Ja. Ek gaan dit opvreet. En dan sien ek jou iewers op die volgende T-box of iewers Absoluut. op die volgende stage binnekort. Klink vir my goed. Maar ja, Lekker. San Francisco baie dankie. Dankie vir jou Quentin. Dit was Nee, nee, is baie een- lekker is een geweest. groot plesier, ja. En ja, dit is dit vir hierdie episode. Dankie dat julle gekyk het. Ons sien julle weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Cheers. Want ons is dromers en doeners, kom vertel jou storie.